En ek en jy is die huis. En die Heilige Gees beweeg net so vinnig soos die stadigste ou. Hy beweeg net so vinnig soos die stadigste ou. Die Heilige Gees sal niemand agterlos wat nie verstaan. Is jy met my? So dis hoekom ek aan mekaar weer van vooraf, die volgende Sondag dan gaan ek weer 'n stukkie terug en ek recap weer oor wat ons gedoen het. Sodat ek wil hê almal moet hoor wat ons sê, sodat jy op 'n plek kan kom in jou geestelike lewe, dat jy daar buitekant kan gaan staan en 'n lig wees. En ek het baie krities rondom hierdie goed. God het jou nie geroep om lig te wees in die kerk nie. Hy JP, wat sê jy, moet ons nie kerk toe gaan nie? Dis nie wat ek sê nie. Hoor mooi. Ek sê God het ons nie geroep om Christene in die kerk te wees nie. Hy het ons geroep om Christene daar buite te wees in die markpleine. Hierso word ons net voorberei. Hierso word ons geleer. Hier sit 'n juffrou. Sy het die kinders voorberei in die skool sodat wanneer hulle buitekant kom as hulle klaar gematrikuleer het, dat hulle in die samelewing kan inpas met die kennis wat hulle het. Is jy met my? So dit is belangrik. So ons bou 'n apostoliese gemeente. Dit klink verskriklik diep. En mense raak confused as ons praat van apostoliese gemeente. Wat beteken? Ons bou 'n gemeente wat reg is om gestuur te word. Dis al. Dis wat dit beteken. Sodat ek jou kan stuur en ek vir jou kan sê, en laasweek het ek vir Herman as 'n voorbeeld geneem. Vir die man kan sê, luister hierso, ek kan sien jy's ek gebruik jou as 'n voorbeeld, Herman. Ek kan sien jy's op 'n geestelike vlak, jy verstaan alles. Die ding is, kom ons lê hande op jou en jou vrou en ons stuur jou in Walvis Bay in en jy gaan begin nog 'n selgemeente vanuit hierdie gemeente. Dit is waaroor dit gaan. En so versprei die evangelie so suurdeeg deur Walvis Bay. En wat gaan hy leer? Hy gaan tog nie goed leer wat hy hier gehoor het. Is dit nie so nie? En dis hoekom jy sal ook sien, die apostel Paulus was vreeslik teen Bybelskole gewees. En ek ook, ek is vreeslik teen Bybelskole en seminare. Nie hieroor of daaroor nie, maar ek sien die patroon uit die Bybel uit, dat in die kerk, in die gemeente, in die huishouding, is mense opgelei, is seuns grootgemaak. Seuns, ons noem dit, daar seuns grootgemaak, wat met kennis nou kan opstaan. Hy vat wat die geestelike leier hom gee, hy gaan eet dit, hy gaan mediteer daaroor, hy pas dit toe in sy eie lewe. Want as hierdie woord nie eers jou lewe verander nie, dan kan dit nie mense daar buitekant se lewe verander.